Dink 'n bietjie mooi. Die mens se grootste behoefte is 'n behoefte aan sekuriteit, veiligheid, vastigheid. Mens kan dit verstaan, want ons leef inderdaad in 'n gevaarlike, harde, ongenaakbare wêreld. En daarom is dit asof ons hele bestaan eintlik draai rondom sekuriteit. Ja, ons soek byna angstig na finansiële sekuriteit, na sekuriteit op gesondheidsgebied, sosiale sekuriteit. Met ander woorde, ek wil graag weet dat daar altyd mense sal wees wat vir my sal lief wees, vir my sal omgee. Ek wil graag behoort iewers. En daarom is dat dikwels 'n vrees weens 'n gebrek aan sekuriteit wat ons voortdryf en paniekerig planne laat maak. En in die proses, ongelukkig, trap ons op ander mense. Lieg en bedrieg ons soms. En dikwels probeer ons hierdie angs oor sekuriteit of gebrek aan sekuriteit dan met alkohol en nikotien of ander dwelms verdoof of bietjie verlig. Ander mense verval weer in losbandige verhoudings. Ek fladder van die een persoon na die ander om sekuriteit te kry. En tipies mens, ons probeer hierdie gebrek aan sekuriteit verdoesel, wegsteek vir ander, onder byvoorbeeld 'n uitspattige leefstyl. Ja, ek moet dan vir almal wys, ek kan jol en geld uitgee, sodat hulle nie moet vermoed ek is vol onsekerheid en vrees nie. Ek stuur gedurig allerhande boodskapies op sosiale media om die indruk te skep ek is alright en ek kan cope met al my probleme. Maar diep binne in my is daar hierdie voortdurende gebrek aan sekuriteit. En dit het skrikwekkende gevolge. Platweg gestel, ek is bang en daarom raak ek vals en lelik. Nou jy sal weet, hierdie gejaag na sekuriteit was nie oorspronklik deel van die mens nie. Dink maar bietjie. Adam en Eva, voor die sondeval, het veilig gevoel. God self was by hulle. God het vir hulle gesorg. Hulle het inderdaad volkome sekuriteit beleef. Maar vandat hulle uit die veilige tuin van Eden weggejaag is, weens die sondeval, en die aarde vervloek is, soek hulle en hulle nageslag, nou dis nou ons, ek en jy, soek ons na sekuriteit. Ja, gedurig voel die mens bedreig. En dan baie dikwels haal hy dit uit op sy medemens, in die vorm van jaloesie, hierdie buitengewone kompetisie, gees en geweld. Dink bietjie mooi, Kain slaan vir Abel dood. Hoekom? Weens jaloesie, omdat hy ervaar dat Abel sy eie posisie, sy eie sekuriteit bedreig. Kom ons wees nou maar eerlik, hierdie gebrek aan sekuriteit wat ek en jy so maklik beleef, maak van ons monsters, wat nie meer regtig vir ons medemens omgee nie. Maar gedurig net daarop uit is om my eie belange, my eie voordeel, my eie agenda te bevorder. Dit maak ons selfsugtig, spoggerig, die gedurige, ek moet my self bewys as beter as die ander, verwaand, hoogmoedig, fanaties, om net te probeer veg vir my eie sekuriteit. Nou die apostel Paulus praat hieroor, en Paulus sê vir die kinders van God, dit moenie so wees nie. Filippense 2 van vers 2 lees ons waar Paulus sê,
Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke, deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid, die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Paulus sê, hierdie gerigtheid op myself, wat voortvloei, soos ons nou gesien het, uit hierdie soeke na sekuriteit, dit moet nie so wees nie. Ons moet ook na ander se belange omsien. En dan gaan hy verder positief voort, en hy sê, hoe ons moet wees. Vers 5. Laat dan die gesindheid, wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. So Paulus sê, ons moet die gesindheid van Jesus vertoon. Ons moet dieselfde houding en benadering as Jesus uitleef. En dis bietjie waarna ons nou moet gaan kyk. Wat was Jesus se gesindheid, spesifiek hier op aarde? En dit bring ons dan by 'n geweldige waarheid. Weet jy, Jesus het vrywillig sy hemelse sekuriteit prysgegee. Met ander woorde, hy het sy heerlike hemelse bestaan verlaat, om as mens hier op hierdie stikkende aarde, hierdie aarde waar daar nie meer sekuriteit is nie, te kom leef. En hy het homself verneder om 'n slaaf te word. En hy het hom nog verder verneder deur uiteindelik die vernederende skande van die kruis te ondergaan. Paulus stel dit so, hoewel hy, Jesus, in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeggemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder. Ja, nog verder verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Wat 'n geweldige kontras tussen ons en Jesus. Ons soek gedurig na meer sekuriteit. Ons wil onsself verhoog en daarom trap ons op ander mense. En Jesus? Jesus verlaat vrywillig sy hoë, veilige hemelse bestaan om ons te kom help, juis sodat ons ook weer ware sekuriteit kan beleef. Om dit kortweg te stel, Jesus los sy sekuriteit, dat ons weer sekuriteit kan vind. Dit bring ons by 'n baie belangrike saak. Geliefde broer en suster, alleenlik in Jesus Christus is daar volkome sekuriteit. 'n Volkome sekuriteit in hierdie lewe en na die graf. En om dit te onderstreep, kan ons maar net weer teruggaan na die Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 1. Die Katekismus vra, wat is my enigste troos? Nou ons kan dit ook vertaal of beskryf as my enigste sekuriteit in lewe en sterwe. En dan is die antwoord, en jy ken dit, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. En dan word dit verder verduidelik, hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal
en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my. Let op, dis mos ook sekuriteit. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles, dit beteken die goeie en die slegte dinge, alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Nee, alles werk ten goeie mee vir die kind van God. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe, hierdie sekerheid, dis sekuriteit. En maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Kom ons sê dit net weer. Op baie maniere kan ons sekuriteit soek, maar die enigste ware sekuriteit is alleenlik te vind in Jesus Christus my verlosser, as ek weet dat ek aan hom behoort. Kom ons dink net bietjie verder oor Jesus self, binne in hierdie konteks. Hoekom was Jesus bereid om sy eie hemelse sekuriteit prys te gee? Weet jy? Hy het sy Vader vertrou. En daarom was hy gewillig om sy Vader se opdrag te gehoorsaam. Te gehoorsaam tot in die dood van die kruis. En omdat hy sy Vader gehoorsaam het, het sy Vader hom weer verhoog uit die dood en in die magsposisie van die heelal gestel. Paulus stel dit so treffend. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom, dis nou aan Jesus, die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ek en jy gaan ook net sekuriteit vind wanneer ons leer om weer te vertrou op God, ons Vader. Ware sekuriteit gaan ek en jy nie kry deur op ander te trap nie. Ook nie deur gedurig 'n front voor te hou en te spog nie. Net so terloops, Spreuke 27 vers 2 sê, laat 'n vreemde jou prys, en nie jou eie mond nie, 'n buitestander, en nie jou eie lippe nie. Al hierdie gespoggery is eintlik maar net 'n simptoom van 'n gebrek aan sekuriteit. Ware sekuriteit gaan ek en jy nie kry deur angstig en paniekerig rond te hardloop, van een verhouding na die ander nie. Ons gaan dit nie kry deur voor te gee, dit gaan so goed met ons, terwyl dit nie so goed gaan nie. Nee, ware sekuriteit is alleenlik te vind in die heilige drie-enige God, deur vertroue op hom. Ek gaan dit kry deur voor Jesus te buig as my Here, om vir hom te erken, U is my verlosser en my koning. Ek gaan U volg en gehoorsaam. Ware sekuriteit gaan ek net kry deur via Jesus as die enigste weg na die Vader, my hemelse Vader, te vertrou. Hierdie wete, U sorg vir my en U bewaar my. Ware sekuriteit gaan ek kry alleenlik wanneer ek luister na die stem, die getuienis van die Heilige Gees, die groot trooster, wat Jesus al meer aan my openbaar en my so laat uitroep na die Vader as my eie Vader, Abba, Vader. En weet jy, as ek so sekuriteit gevind het by God self, sal my optrede teenoor ander mense ook radikaal begin verander. Ek sal die voorbeeld van Jesus begin volg om radikaal lief te hê en ander se belange eerste te stel. Ek sal nie ander afbreek nie, ook nie deur my spoggery nie, maar eerder hulle in opregtheid begin help.
Ek sal nie hierdie paniekerige vrees hê om geld of aansien te verloor nie, want ek voel veilig in Jesus se teenwoordigheid en in die sorg van my Vader. Ek sal nie altyd myself probeer verdedig of te verontskuldig nie, want my saak is veilig in God se hande. Hy alleen sal oordeel en reg laat geskied. Ek sal nie oorhaastig en paniekerig allerlei wilde planne en projekte aanpak nie, want ek het hierdie wete, ook in my moeilike omstandighede, in 'n nederige situasie, God sal my verhoog, soos hy ook Jesus verhoog het. Ek kan rustig wees, kalm wees. Geliefde, vind jou rus in Jesus, vind jou sekuriteit in hom, en deel hierdie rus en kalmte en vrede ook dan met ander. Amen.